Kom ons word stil vanmôre met Psalm 100 en dan lees ons die volgende woorde. 'n Dankpsalm. Juich tot eer van die Here, almal op aarde, dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dan kom, prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Gemeente van Carleton wil die Here groet elkeen van julle vanmôre. En hy skenk aan julle sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Amen. Ons lees vanmôre saam uit Lukas 1 van vers 46 tot 55. Voor ons dit lees, kom ons buig met ons hoofde in gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie oggend, baie dankie vir die week wat verby is. 'n week waarin daar baie reën geval het, waar U die aarde geseën het met reën. En Here, terwyl dit hier by ons baie reën, is dit ook hartseer om te lees dat daar nog steeds plekke is waar dit droogte is, hier in die Noord-Kaap en dele in die Karoo, waar boere selfs nie eens meer kos vir hulle diere het nie. En Here, ons wil ook vanmôre met die groot seën wat ons ontvang het, Here, wil ons ook bid dat U ook dele in ons land waar daar nog droogte is, dat U ook dit sal seën, dat U ook daar U reën sal uitstort en ook weer 'n oorvloed sal gee vir kos, vir die diere, vir die mense. Here, ons weet ons kan dit van U vra. Ons weet ons kan voor U kniel en voor U neerbuig, want U is die Here ons God. U is die Vader wat omgee en wat versorg. En daarom, Here, kom ons as kerk vanmôre ook voor U staan en vra, Here, sien ook hierdie mense, sien ook hierdie deel van ons land waar daar nog droogte is, ook uit U genade, sien U dit aan vanmôre. En bring U 'n uitkoms vir mense wat regtig swaar kry. Here, ook vir elkeen van ons wat nog in hierdie Kerstyd hier is en wat voorberei en besig is om voor te berei vir Kersfees en die feesviering, die Here, wil U ook vir ons elkeen in die hande vashou. Vir hulle wat dalk siek is in hierdie tyd. Ek hoor Monica wat vir my vanmôre sê, maar die ou rug kyk na haar op. Here, ons wil ook vra dat U hand van genesing op haar rug sal kom neerlê, dat daar ook genesing en gesondheid sal kom. Ons dink aan Annetjie wat in die hospitaal is, weet wat nog, met wie dit nie meer goed gaan nie. Here, kom stompie, daar is so baie. Maar Here, wil U ons, hulle wat siek is in ons gemeente, wil U hulle vanmôre kom aanraak, sodat hulle ook weer genesing kan ervaar, en gesondheid kan ervaar. Here, vir elkeen wat vanmôre hier is, as ons stil word voor die woord, is in my gebed, Here, dat U ons sal kom aanraak. Gees van God, U het hierdie week wat verby is, het U reeds elkeen van ons harte voorberei. U het elkeen gereed gemaak om die woord te ontvang. En my gebed is vanmôre dat U sal kom en die woord sal uitstort. Gebruik my as die spreekbuis, die instrument, om U woord te bring, my Here, Gees van God, wil U kom. En wil U die spreker wees, en dan nadat ons hier weggaan, wil U nog steeds die woord kom preek in ons elkeen se lewens. Ons bring aan U al die lof en die eer. Amen. Lukas 1 van vers 46. En Maria het gesê, ek besin die grootheid van die Here. Ek juig oor God, my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer.
Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Ons staan vanmôre hier by die verskillende Sondag, die Adventskerse, eintlik moes 2 van hulle al en ek vroeër aangesteek gewees het. Kom ons steek daai 2 aan as hulle wil aansteek. Ons het vir mekaar gesê die eerste kers wat ons aangesteek het is die kers van eerste Sondag, was die kers van hoop, en verlede week het ons die kers aangesteek van geloof. En vanmôre kom ons by die tema van vreugde. En dit word gewoonlik in die liturgiese klere, word dit gewoonlik met pink vereenselwig. Kom ons met my wil in die vanmôre. Kom ons steek hom maar by die ander kers aan. Pink is die kleur van vreugde in die liturgiese wêreld. En ons gaan vanmôre stil staan by vreugde. Maar dan moet ons ook vir mekaar sê dat vreugde wat ons hier met mekaar deel vanmôre is nie 'n mensgemaakte ding nie. Hierdie vreugde is nie iets wat sommer maar net geproduseer word nie. Is iets wat jy met 'n skakelaartjie kan aan en afsit nie. As die Bybel praat van vreugde, en as ons as Christene praat van vreugde, dan praat ons van iets wat baie meer en dieper lê. Ons gaan vanmôre by daardie verstaan uitkom van wat is die vreugde waarvan God praat. Net so wat ons verlede week ook gepraat het oor vrede. Wat is vrede? Is vrede maar net 'n skietstilstand? Is vrede maar net die afwesigheid van geweld en oorlog en al hierdie goed? Is nee. Ware vrede is iets wat van binne afkom en is iets wat eintlik die verhouding tussen my en God regmaak en dan ook weer die verhouding met mekaar regmaak. Want wanneer ek vrede met God het, 'n vrede wat, soos die Bybel dit beskryf, wat mense verstand te verbowe gaan, dan kan ek begin om daardie vrede ook uit te leef en ook weer die verhoudinge te gaan regmaak met die mense in my lewe. En net so is vreugde ook. Vreugde is nie maar net om 'n geskenk te kry nie, van 'n oor Kersfees of met jou verjaarsdag en daai blydskap wat jy daarmee ervaar nie. Die vreugde waarvan die Bybel praat is 'n baie dieper liggende belewenis, ervaring wat 'n mens hier diep binne in jou het en in jou kry. En daarom wil ek graag hê ons moet vanmôre 'n bietjie gaan stil staan by hierdie gedagte. En die eerste ding wat ek vanmôre wil raak sien, en ons moet raak sien, is dat waar begin Maria se vreugde? Onthou, hier is nou die voorafgaande gedeelte is waar die engel vir haar kom sê, Maria, die Here het vir jou uitgesoek en die Here gaan vir jou laat swanger word deur die Gees. En jy gaan 'n kind in die wêreld bring. En dan onthou mens nog die eerste reaksie van Maria wat sy sê, hoe kan dit wees? Ek was nog nooit by 'n man gewees nie. So half die eerste reaksie om te sê, want dit was maar soos dit was in daai dae, net nog so tot so hele klompie jare gelede, was dit eintlik 'n skande geweest vir 'n jong meisie, vir 'n ongetroude meisie, om swanger te word. Deesdae word dit baie meer aanvaarbaar en mense kyk nie meer oor hulle bril daarvoor nie. Maar vir 'n jong meisie om swanger te geword het in die tyd waarin Maria geleef het, was 'n skande. Dit ook beteken dat sy en Josef het hulle voorhuwelikse, hulle verloving het hulle oortree en gedoen wat eintlik in die huwelik behoort, of dit beteken dat sy dalk ontrou was. En as 'n mens na Josef se reaksie dink, dan wil dit amper nou half lyk asof dit die tweede was. Om te sê maar hy wil van haar skei, hy wil die verloving verbreek, hy wil dit losmaak totdat die Here met hom kom praat het. Dit was
'n geweldige ding in daardie tyd gewees. Dat sy haar belofte, wat sy, al was sy net 'n verloofde, daai verlovingsperiode, was eintlik ook maar die voorbereidingstyd gewees vir die huwelik. Die verloving was daar gewees om jouself gereed te maak vir jou bruidegom. En in hierdie tyd het daar nou iets met haar gebeur en sy het swanger geword. En Josef se eerste reaksie is, sy was ontrou. Haar eerste reaksie is, hoe kan ek swanger word as ek nog nooit by man was nie? So vir haar was dit ook 'n ontsteltenis gewees. Maar dan ervaar sy en beleef sy dit wat die engel vra te sê, moenie bang wees nie. Hierdie swangerskap kom van God af. Kyk Elisabeth, wat ook nie kon swanger word nie, sy het swanger geword. En sy sal in haar 6de maand. En dan vind Maria daardie berusting in haar binneste om te weet, ek weet nie wat met my gaan gebeur nie, en ek weet nie hoe die wêreld met my gaan optree nie, maar ek weet die Here het my gekies vir iets groots. En dan is haar eerste woorde hier in vers 46. En Maria het gesê, ek besin die grootheid van die Here. Kyk net waarheen gaan sy. Sy gaan verval nie in haar omstandighede, en die feit dat sy nou swanger is, buite die eg, terwyl sy nog net verloof is nie. Sy gaan val apart nie, en sy gaan sê, ek besin die grootheid van die Here. Wat in ons baie keer, in ons tye van krisis, wanneer dit swaar gaan met ons, wanneer ons 'n finansiële krisis het, wanneer ons werk verloor, wanneer daar dinge in ons lewe gebeur wat ons nie verstaan en nie weet nie, siekte ensovoorts. Ons wil baie keer in onsself inkruip. Ons wil beskuldigend wees. As 'n mens in die sielkunde gaan kyk na die proses van smart of rou, dan is een van die eerste wat 'n mens kry is om te sê, dit kan nie wees nie, te ontken dat dit gebeur het. En die tweede reaksie is om oor te gaan in woede en te sê, maar dit is sy skuld, of beskuldigings te gee om te sê, dit is die Here se skuld. Dis nie wat Maria doen nie. Maria gaan val op haar knie voor die Here en sy sê, ek besit die grootheid van die Here. En dan dink sy terug aan 'n geskiedenis wat God met die volk Israel geloop, wat God voortdurend sy grootheid oor en oor en oor aan hulle bewys het. Dat die Here die een is wat in beheer is, dat die Here die een is wat 'n mens se lewe bepaal, dat die Here die een is wat ook in hierdie tyd in haar lewe met haar hierdie pad loop. Is dit nie wonderlik? Maar eerste reaksie, ek besin die grootheid van die Here. En dan sê sy in vers 47, ek juig oor God, my verlosser. So eerste gaan sy hier oor die grootheid van die Here. Die tweede weet sy dat hierdie Messias, hierdie kind wat sy in die lewe gaan bring, is die een wat die verlosser gaan wees, God met ons, Immanuel, wat die verlossing gaan bring, die Messias, waarvoor die volk Israel vir duisende jare gewag het. En dan vind sy haar vreugde in die feit dat God hierdie verlossing nou gebring het. Dat hierdie Messias nou op pad is en dat die Here haar gekies het om die moeder te wees, om die ma te wees van hierdie verlossing wat op pad is. Sy kyk nie na haarself nie, sy kyk nie na haar eie omstandighede, na haar eie smart nie, sy kyk op daai oomblik, sien sy die grootheid van God raak, en sy sien die verlossingswerk van God, wat hy beloof het, wat waar word in haar lewe. Sy kyk weg, en sy kyk eintlik op na die Here toe. Die derde ding wat sy sê, omdat hy my in my geringheid raak gesien het. Nou hierdie gedeelte word baie keer, as hy praat hier oor geringheid, word dit baie keer, ek wil sê, word baie verkeerd vertaal. Of eerder geïnterpreteer. Dat het hele teologie ontstaan
wat ons noem die bevrydingsteologie. Daar was 'n tydperk gewees waar daar in die 80e jare het daar 'n dokument ontstaan wat bekend gestaan het as die Kairos dokument, waarin gesê dis nou die tyd waarin God gaan kom en hy sien die armes en die verdruktes en die gemarginaliseerdes sien hy raak. En later is daar die Bellaar-belydenis bekend gemaak wat dieselfde tipe van teologie het om te sê God is 'n besondere God vir die armes en die gemarginaliseerdes. En dikwels is 'n teks soos hierdie juis gebruik om dit te sê. Vandag nog word dit gesê. God is 'n besondere God van die armes en die wat verdruk is en die gemarginaliseerdes. En ek dink dis 'n verkeerde verstaan. Nee, ek dink nie. My belewenis is dis 'n verkeerde verstaan van dit wat God wil hê ons moet verstaan uit hierdie gedeeltes. As Maria sê dat God het my in my geringheid raak gesien, dan moet ons verstaan dat God ook mense, ook sy groot werke kan doen deur mense wat klein en nederig, gewone mense soos ek en jy. Dikwels wil mense amper half sien dat God het net groot dinge gedoen deur konings soos Dawid en Salomo, die grootheid van die tempel wat gebou is, en die groot profete soos Jesaja en Jeremia en Esegiel en Sagaria, en dat die Here die grootheid gedoen het deur groot mense, sonder dat hulle besef dat dit maar eintlik net gewone mense was. Moses, alhoewel hy groot gemaak is in die paleis in Egipte, het hy gevlug omdat hy 'n man doodgemaak het. Die Here het hom gekies om die spreekbuis vir hom te wees voor die koning van die farao van Egipte, alhoewel hy 'n gespraakgebrek gehad het. En ten spyte daarvan het die Here hom gekies om 'n spreekbuis te gaan optree. Dink maar aan Gideon. Kun jy nog terugdink daar in Gideon, waar hy gaan sit onder in 'n parskuip. Ek stel myself al die prentjie voor. Hy sit onder, hy kruip weg in 'n parskuip, want hy is bang die Midianiete gaan hom sien. En dan vryf hy daar 'n bietjie koringkorreltjies uit. En die volgende oomblik staan die engel van die Here voor hom en sê vir hom, geseënd is jy dapper man. Dit waar hy hom bevind, die hele situasie waar hy bevind, ek dink God het hom baie goeie humor sou hê, nee. Om vir hom te sê, geseënd is jy dapper man. Hy kruip weg, hy is daar besig in 'n parskuip om 'n bietjie koring vir homself en sy familie uit te dors en daar 'n bietjie te maal, maar die Here groet hom, dapper man. En dan antwoord Gideon en sê van, ek is nie dapper nie. Hy sê, ek is die minste van my familie, van die stam van Manasse, daar's niemand met minder aansien as ek nie. Hoe sê jy vir my, ek is 'n dapper man? Ek kan daai toneeltjie vir my so in my kop afspeel, so visualiseer, en dit is amper half so ironies. Dat die Here sê, dapper man, en hier kruip arme Gideon weg. Sit hy met die stukkies strooi, sodat hy besig was om die koring uit te dors, sit hy daar op die vloer met die strooi takkies in sy hare. En hy kyk so met verbaasdheid na die Here toe, na die engel toe. En dan gebruik die Here om met 'n klein groepie mense die hele Midianiete te verslaan. Dawid, sy jong seun, voordat hy koning geword het, 'n jong seun, teen die grote reus, die grote Goliat, en hy kom daar en hy sê, hoe kan julle toelaat, dat hierdie mense, ons God so beledig, en hy gaan met sy singevel en 5 klippe, en hy gaan verslaan vir Goliat. Seun, Jesaja, gaan lees maar in die roeping van Jesaja, waar die Here met Jesaja praat, en kom Jesaja en sê vir hom, hoe kies jy vir my, ek is die jongste, ek kan nie praat nie. En dan sê die Here, vat 'n kool, en ek raak jou tong aan, gaan verkondig jy die woord van die Here. Noag, nie Noag nie, ek dink nou aan, ek dink aan Jona. Dink maar aan Jona. Die Here sê vir hom, gaan na Ninive toe,
In daai jare was Ninive 'n groot stad gewees, met 'n groot weermag, baie mense. Sê die Here vir hom, gaan, wat doen hy? Hy klim op 'n klip, 'n skip en hy vaar in die ander rigting, weg van Ninive af. En dan vat die Here hom terug. Ninive toe sê vir hom, gaan sit. En as die Here uiteindelik sê, vir hom sê, ek het vir jou gesê, jy moet vir hierdie volk sê, hierdie stad sê, die Here gaan hulle verdelg, en nou het hy tot bekering gekom, wat gaan doen Jona toe? Maar sit hy in die woestyn en hy sê, Here, maar jy kan dit nie doen, jy kan nou nie jou woord omdraai nie, nee, ons ken die hele storie van die komkommerplan. Gewone mense. Het gaan nie oor of hulle arm is nie, het gaan nie oor of hulle verdruk is nie, het gaan oor hulle gemarginaliseer is nie, dit gaan daaroor dat mense wat arm was in hulle geestelike verhouding met God, maar dat God deur hulle groot dinge kan doen. En ons moet nie hierdie teologie probeer verkondig, dat mense net, of God net daar is vir armes nie. Net daar is vir die verdruktes nie. Ek dink dit is 'n verkeerde verstaan van wie God is. Maar soos Maria hier raak sien, dat God groot is, en dat God sy grootheid kan bewys, juis deur gewone mense soos ek en jy. Nie vername mense nie. Ja, hy kan dit ook doen. Hy kan deur groot mense kan hy dit ook doen, deur mense wat groot in eer en status en mag ensovoorts is. Maar die Here ook gewone mense gebruik. Hy roep vir jou, vir my en 'n Maria om te sê ek gaan groot dinge deur jou in die wêreld wat gebeur. Wat sê Maria? Sy sê vir die Here, hier is ek. Sy Here gebruik my. En dis wat die Here van ons vra. Gewilligheid, bereidheid om gebruik te word in sy diens, in sy koninkryk, sodat hy verheerlik kan word. Waar mense bereid is om diens en diensbaar is, bruikbaar is vir die Here, dis waar die Here inkom en mense gebruik tot eer van sy naam. Al wat die Here van Maria vra is jy bereid? En dan sê sy, Here, ek is bereid. Haar eerste reaksie is om te praat oor die grootheid van God. Haar eerste reaksie is om te sien hoe groot en hoe wonderlik die Here is. Om sy heiligheid, sy ontferming raak te sien. Die feit dat hy kyk na geringe mense, en die wete dat hy gewone mense gebruik, soos jy en ek, om sy woord in hierdie wêreld te bring en uit te stort. Omdat hy groot is, kan God ook geringe mense gebruik om sy grootheid te verkondig. En dan sien ons dat sy gaan daarvan van vers 51 af, begin sy praat oor die grootheid en die kragtige dade wat die Here gedoen het. Sy sê daar, kragtige dade het hy met sy arm verrig. Die Here doen groot dinge, hoogmoedig is in hulle eie waan uit mekaar gee, maar kragtige dade. Kom ons staan maar net vir 'n oomblik stil by die skepping. Kan ons vir 'n oomblik net verstaan hoe groot moes God se skepingsmaag gewees het. Om dit wat hier is, dit wat ons sien, dit wat ons beleef. Ons beleef maar 'n klein deeltjie van die heelal. Ek het nou eendag weer so 'n video gekyk wat iemand maak, hy begin met die aarde en dan zoom hy so uit en dan kom hy volgende die planeet van die planete in en dan kom die son in en dan gaan wys hy die son en as jy selfs kyk hoe klein ons son is teen hierdie supernova sonne wat gemaak word, dan besef jy ons is so klein. En dat die God wat dit alles gemaak het, is bo dit alles.
staan 'n mens net verstom. Staan jy net verstom, en selfs net binne ons eie sonnestelsel, die Melkweg, is ons as aarde so 'n klein spikkeltjie teen die sonne wat binne in hierdie sonnestelsel is. En ek en jy wat op hierdie aarde as mense leef, is nog kleiner as dit. Dis net, ons kan dit nie verstaan nie. Ons kan dit nie begryp nie. En tog het die Here vir jou en vir my raak gesien. Psalm 139, in die moederskoot, Here het U my aan mekaar geweef. U ken my gedagtes, of ek sit en of ek opstaan, U weet alles van my. Is dit nie wonderlik? Jesaja 43, die Here sê, ek ken jou op jou naam. Ons staatspresident ken ons nie op ons naam nie. Ek dink nie eers die burgemeester in die dorp ken jy ons op ons name nie. Hy ken ons volgens dalk 'n nommer op ons munisipale nommer, as hy dit weet. Maar God sê, ek ken jou op jou naam. Jy is nie onbekend vir die Here nie. En die Here wil met jou en met my, wil hy hierdie persoonlike verhouding hê. Soveel so dat hy afkom in 'n vrou, 'n jong vrou, Maria aanraak en vir haar sê, ek wil jou gebruik om die ma te wees van die Jesus waarin ek gaan kom en gaan bly as God in my goddelikheid, maar kies jou as die vrou om daardie kind in die lewe te bring. Is dit nie ongelooflik? En die Here kies ook vir jou en vir my om elke dag uit te gaan, en hy stuur ons uit in 'n wêreld daar buite om te sê, daar moet julle my woord bring. Hy stuur ons uit na die wêreld toe, sodat ons God se grootheid kan besin in 'n wêreld daar buite. God se trou aan sy belofte word hier uitgedruk. As 'n mens teruggaan in die woord van waar ons die eerste keer die belofte gekry het, 'n mens kan teruggaan na Jesaja 7 toe, Jesaja 9 toe, Jesaja 12, waar hy sê, juig en wees bly inwoner van Sion, want groot is die heilige van Israel wat by julle is. Maria se vreugde is gewortel in 'n verbond wat God gemaak het met die volk Israel, reeds in die begin. Reeds so lank terug as Abraham, en eintlik selfs voor dit, het God 'n verbond gemaak en gesê, jy is myne. Ek het jou naam ken ek het jou naam in my handpalm gegraveer, jy is myne. En maak nie saak of jy gering is, en of jy vernaam is, of jy groot is, en of jy klein is, ek kies jou, en ek wil met jou 'n verhouding hê, en ek wil jou gebruik as my gesant in hierdie wêreld. Sy beloftes wat hy gemaak het van 'n verlosser wat moet kom om 'n einde te maak aan die sonde en ook die verhouding met God weer te herstel, het waar geword, en God kies 'n jong meisie, Maria, om dit waar te maak. Waar lê haar vreugde? Haar vreugde lê in die wete dat God groot is, dat God heilig en almagtig is, maar dat hy omsien na geringes. Haar vreugde lê daarin dat God getrou is aan sy beloftes. En maak nie saak wat in hierdie wêreld gebeur nie, God sal altyd trou bly aan sy beloftes. In Filippense 4 kan Paulus ook skryf en sê, verbly julle in die Here, ek sê, wees altyd bly. Ek herhaal dit, wees bly in die Here. Terwyl hy in moeilike omstandighede is, skryf vir 'n gemeente en sê, verbly julle. Hoekom kan hy dit doen? Want hy het geweet sy vreugde en sy vrede en sy blydskap is nie geleë in sy omstandighede nie, maar is geleë in die God wat hy aanbid. Daarin het hy sy vreugde gevind. En in hierdie Kersfees is dit so maklik, soos om in al die ander Kersfees tye ons vreugde te vind
in ander dinge, die blink liggies, en die groot tafels met die kos, en die mooi versierings, en die gesekte kenke onder die kersboom, ensovoorts. Maar daai vreugde gaan verby. Daai vreugde is verbygaande. Die enigste vreugde, die enigste blydskap, die enigste vrede, wat vir altyd bly, is ons hoop, en ons vertroue, wat ons plaas in die Here. En die feit dat ons hom as verlosser in ons lewe het. Kom ons vind ons vreugde hierdie Kersfees ook in die regte, wil nie sê regte dinge nie, maar ja, in die regte ding, in God, die regte persoon. Vreugde is nie dinge nie, is nie items nie. Vreugde is 'n persoon, die persoon van Jesus Christus. Daai persoonlike verhouding wat hy met ons elkeen wil hê. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om hierdie boodskap vanmôre te bring. En Here, my gebed vir ons as 'n gemeente is dat ons ook hierdie vreugde, blydskap, dat ons dit ook sal ervaar hierdie Kersfees. Dat ons dit sal beleef in U teenwoordigheid in ons lewens. In die persoonlike verhouding wat ons elkeen met U het. Mag ons ook uitgaan in 'n wêreld en vir die wêreld meedeel, almal wat Kersfees vier, maar baie doen dit om die verkeerde rede. Maar Here, ons het die ware vreugde in ons lewe, wil U gee dat ons nie sal stil bly daaroor nie, maar sal uitgaan in 'n wêreld, ook in hierdie Kerstyd, sal vertel en sal verkondig dat Jesus is die enigste ware vreugde en vrede en blydskap. Ons loof en ons prys U groot naam. Amen. Wat 'n wonderlike lied, nee, ek het hoop. En ons het dit hoop om daar een rede, en dit is omdat ons hier voor 'n kruis as teken ook gaan staan van ons verlosser wat vir ons gesterf het. Geen ander rede vir hoop nie. En ons as Christene het dit. En dan kom ons leef uit daardie hoop. Die brood wat ek vanmôre breek is die teken van die liggaam van Jesus wat vir ons elkeen gebreek is. Neem dit, eet dit, dink daarin en glo dat sy liggaam ook vir jou gebreek is as volkome versoening vir al jou sondes. Die beker wat ons drink is die teken van die bloed van Jesus wat vir ons elkeen gevloei het. Neem dit, drink dit, dink daarin en glo dat Jesus se bloed ook vir jou gestort is aan die kruis as 'n volkome verlossing van al jou sondes. Kom ons buig ons hoofde en dank sê.
Vader, ons kan nie anders as om maar net vir U te sê dankie. Dankie, dankie, dankie. Dankie vir hierdie wete dat U gekom het, dat U mens geword het vir ons. Dankie dat U bereid was om die goddelikheid vir 'n kort oomblik prys te gee, sodat ons die ewige lewe kan kry. Dankie dat U bereid was om die lam te word wat geoffer is vir ons sondes. Dankie dat U bereid was om die sondebok te wees, om al ons sondes op U te neem. En dankie dat U bereid was om ons te vergewe en nog steeds te vergewe elke dag vir al ons oortredinge. En dankie Here dat U opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God waar U nou saam met hom regeer. Waar U ook vir ons 'n tuiste gereed maak, sodat wanneer dit gereed is, ons kan kom en saam met U wees. En dankie dat ons weet U kom weer en dat U die finale verlossing en die finale oorwinning sal bring wanneer U weer kom en dat ons as kerk nou gereed maak vir daardie tyd en vir daardie oomblik. Dankie Here. Ons bring aan U al die lof en die eer. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag God, die bron van hoop, julle vervul met alle vreugde en vrede deur die geloof, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Mag die lig van Christus julle pad verhelder en mag die Heilige Gees julle dra in hoop en vrede. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen.